en in die week toe het ek 'n gesprek saam met iemand, en ek besef toe net weer, hoe moeilik is dit om jou Bybel te lees? En as ek nou sê, hoe moeilik is dit om te lees, bedoel ek nie noodwendig omdat jy sleg lees nie, dis bloot die verstaan van ons Bybel wat baie keer baie moeilik is. En elke predikant, elke kerk waar jy was, sê vir jou, lees jou Bybel. Jou maat vir jou gesê, lees jou Bybel. As iemand vir jou wonder wat gaan aan in jou lewe, lees jou Bybel. En dit is asof dit so maklik gesê word, maar in hindsight, dis moeilik. Wie van julle het dit al moeilik gevind om jou Bybel te lees? Kom ons wees net gou 'n oomblik eerlik. Jy sien. Wie van julle jok, steek gou jou hande op. So dis min of meer. Ek moet sê, as ek en jy onsself gaan vra, dan besef ons dat daar soveel goeders wat teen jou tel die oomblik wanneer jy jou Bybel oopmaak. Onder andere, die een van die eerste goeders wat teen jou tel, en ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar die Bybel loop nie in 'n kronologiese volgorde nie. So as jy begin by Genesis, wat die skepping is, en jy lees deur, is dit nie soos een groot storie wat skielik sin maak in 'n mens se lewe nie. 'n Mens begin worstel deur hierdie goeters, en 'n mens kan nie noodwendig altyd uitfigure wat gaan waar en hoe pas hierdie ding in en waar kom hierdie storie vandaan, en ek het nie 'n klou hoe hierdie goeters werk nie. So kan ek jou vra om vir 'n oomblik net gou oop te maak by jou inhoudsopgawe. Dis as jy op 'n foon is, jy kan nou sommer net gaan kies om te sê jy kies 'n boek, dan sal hy vinnig vir jou 'n lysie gee. Maak net gou by jou inhoudsopgawe oop. Ek wil net vir jou 'n beginsel net gou vinnig wys, bloot net oor dat ek en jy besef partykeer mis ons hierdie hele volgorde. Nou as ek en jy moet jou inhoudsopgawe gaan oplees, dan kyk ons eintlik en ons besef dat die boeke is nie gegroepeer in terme van kronologiese volgorde nie, maar dis 'n groepering van tipe boeke. So jou eerste 5 boeke wat jy sal sien, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Ons noem hierdie 5 boeke die Pentateeg. Dit is ook bekend as die 5 boeke van die wette. So dis die eerste beginsel waar jy God gaan leer ken, God se hart leer ken en die wette gaan leer ken oor wat dit beteken om God te volg. So dis jou eerste 5 boeke, dis die Pentateeg. Gevolg daarna is die geskiedenisboeke. Nou die geskiedenisboeke is Joshua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia en Ester. Hierdie is geskiedenisboeke. So as ek en jy die storie wil volg, grootendeels begin hy eintlik nou maar by Genesis en hy gaan so semi volg deur al hierdie boeke reg deur tot by Ester toe en hulle volg relatief kronologies op mekaar, alhoewel dit nie die volledige prentjie is van die Bybel nie. Nadat ek en jy by Ester klaarmaak, dan maak hy die volgende 5 boeke wat ons dan sien is die wysheidsboeke. En dit het ook poesie in, wat beteken dis gedigte wat geskryf is, en hierso sluit ons dan in goeie soos Job en Psalms en Spreuke en Prediker en Hooglied. Hierdie ken ons as die wysheidsboeke. So hulle sit daar so, en as jy nou regtig waar wil weet, wat het Job beleef op die einde van die dag, dan sien jy dat hy deur al hierdie goeters gegaan en hy het God ontdek, en wie God is. En dan kan jy gaan kyk na Psalms en Spreuke en Prediker en Hooglied, al hierdie goeters het, hy gee vir my en vir jou wysheid wat ek en jy nodig het. Dan daarna volg dit deur die groot profete. Die groot profete is Jesaja, Jeremia, klaagliedere, Esegiel en Daniël. Nou klaagliedere is bloot omdat Jeremia dit skryf, so hulle volg direk na mekaar. Maar as ons praat van groot profete, praat ons nie van hulle size nie, en ons praat ook nie van hulle belangrikheid nie. Ons praat oor die lengte van die boek. So met ander woorde die intensiteit van die boek. So as hulle praat van die groot profete, is dit hoekom hulle van hulle praat, en dan noem ons hulle die klein profete, weer eens nie as gevolg van belangrikheid of size nie. Dis dan Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi. So hierdie is jou kleiner boeke, dis die boeke wat ek en jy nie so baie lees nie, is nie wat ons so baie van hoor nie, bloot oor hierdie ouens het 'n kort brief geskryf, baie spesifiek vir die plekke waar hulle is, en so partykeer trek mense hier en daar 'n versie daar uit, maar oor die algemeen hoor jy nie baie preke gebaseer op die klein profete nie. Nou as ek vir jou sê, hulle is nie in kronologiese volgorde nie, dan is dit omdat ek gaan vir jou min of meer 'n idee wys oor waar hierdie boeke eintlik kronologies gaan inpas. Nou ek gaan sommer vir jou dit sommer op die skerm sit, bloot om dit net makliker te maak vir jou. So as ek en jy begin by Genesis, Genesis is natuurlik vir ons die heel eerste boek, dis waar alles begin, gevolg deur Exodus, gevolg deur basies Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium en Joshua.
So Joshua is die eerste leier wat volg nadat ons Deuteronomium toemaak. So dink net gou vinnig. Genesis begin, ek sê altyd dit het 4 groot events wat plaasvind. So jy het die vorming, jy het die sondeval, jy het die vloed en dan het jy die verdeling, toring van Babel. Gevolg deur 4 persone. Eerste een is Abraham en dan Isak en dan Jakob en dan Josef. Na dit speel jy, dan het jy vir Moses as 'n leier en Moses is die leier van Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium en dan gee hy vir Joshua oor. Joshua is dan die eerste ou wat oorvat na hom. Na hom dan speel dit, Engels is die woord judges, Afrikaans is dit die rigters. Dis wanneer Israel nie regtig 'n leier het nie en hulle val terug op verskillende ouens wat as 'n rigter basies optree. Dink aan Gideon, dink aan Samson, dink aan Deborah, is hierdie verskillende, ek dink ons 13 rigters. Die laaste waarvan hulle is die profeet Samuel. Net vir as jy nie geweet het nie. Maar dan na dit, in dieselfde tyd wat rigters afspeel, speel jou boek Rit af. So dis min of meer in dieselfde tydperk. Dan begin hy met 1 Samuel. Nou 1 Samuel, dis wanneer die eerste koning in plek is, geskryf deur die profeet Samuel, en so hier is waar hy vir Saul as koning vir die mense basies oorgee. Dan kyk ons daarna, soos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, en dan as ek en jy vat 1 en 2 Kronieke. 1 Kronieke begin basies by 2 Samuel, en alhoewel my boekie nou nie lank genoeg is nie, speel hy af tydens 1 Samuel en 1 Konings. Is waar die boek van 1 Kronieke inpas. Die boek 2 Kronieke pas in tydens die boek van 2 Kronieke. So is baie keer is 'n repetitive goeders wat jy oor en oor sien. Na dit, na 2 Konings en 2 Kronieke afeindig, kom die ballingskap en vind die ballingskap plaas. Dis waar Nebukadneser ingaan, verwoesting bring aan die onderkant in Judea, en dan wat hy gedoen is, hy vat 'n klomp van die ouens, onder andere vir Daniel en sy vriende, hy vat hulle almal weg Babylon toe. Dis wanneer die exile plaasvind, die ballingskap basies plaasvind. Na dit, dan sien ons wanneer hulle terugkom uit ballingskap, uit 70 jaar later, dan skryf die boek Ezra, hulle kom onder 2 groepe eers terug, dis onder Serubabel en dan onder Ezra, en dan gevolg daarna is Nehemia. Nehemia sluit vir ons die kronologiese tydperk, so te sê, van kom ons sê, groot storie sluit hy af van die hele Ou Testament. So nou word die vraag, waar pas die ander boeke in? So as ek en jy gaan kyk, die boek Ester speel min of meer af dieselfde tyd wat Ezra afspeel, en dan begin ons heel voor in begin van Genesis, as ek en jy gaan kyk na die wysheidboeke, die boek Job speel af omtrent dieselfde tyd as Genesis. Hulle verwag min of meer dieselfde tyd wat Abraham geleef het. Dis min of meer waar hy sou ingepas het. Dan die volgende ene spring ons weer terug hierso by die konings en die Samuel en die goeie, so by 2 Samuel speel Psalms af, want dis waar Dawid gaan. Nou, ek moet wel sê, Psalms is nie net deur Dawid geskryf nie, en dit spring reg deur van Moses af, reg deur met 'n klomp verskillende ouens, maar grootendeels tydens Dawid se tydperk. Dan volg die volgende 3 tydens Salomo se tydperk. Dis Spreuke, Prediker en Hooglied, wat afspeel tydens 1 Konings. Dis om vir jou daai idee te gee. Dan het ons die eerste profeet Jesaja, hy speel af tydens 2 Konings, en dan gevolg deur Jeremia, en dan gevolg deur die klaagliedere wat dan geskryf is van Jeremia. En dan as ek en jy gaan kyk na Esegiel skryf tydens die ballingskap. So hy skryf daarso in. Dan die volgende ene is Daniel, hy word natuurlik weggevat in ballingskap in, so natuurlik sien ons sy boek daarso. En dan het ons vir Hosea skryf ook by die 2 Konings, ons het vir Joel wat daarso skryf, ons het vir Amos wat daarso skryf, ons het Obadja wat daarso skryf, reg deur tot Habakuk toe, en ons sien Sefanja reg deur so toe, en dan hierso onder weer by Daniel, dan het ons hierso Haggai wat skryf tydens Ester en Ezra se tydperk, dan het ons Sagaria wat daarso skryf, dan het ons vir Maleagi wat basies heel in die einde van die Ou Testament skryf. So as jy moet uitzoom, lyk dit min of meer so. Jy het Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, dan het jy basies rigters en rit saam, 1 Samuel, dan het jy Psalms, 1 Kronieke, 2 Samuel wat saamwerk, Spreuke, Prediker, Hooglied en 1 Konings, en dan al daai profete wat uitgestuur word om hierdie nasies te gaan herinner, draai terug na die Here toe.
En dan vat hy hulle uiteindelik in die ballingskap in, en dan kort daarna gaan hulle terugkom. En dis hoekom ek vir jou sê, die Ou Testament is nie kronologies geskryf nie, hy is gegroepeer in boeke, maar nie kronologie nie. So met ander woorde, as ek en jy onsself die vraag gaan vra, maar wat gaan daar aan? En ek sê vir jou, lees net jou Bybel, die Ou Testament sal jou verduidelik. Dan raak jy nogals heel confused oor die hele situasie. Bloot net oor dis moeilik. Ons weet nie noodwendig wat om te gebruik in die proses en hoe om die goeie te hanteer nie. Nou boonbehalwe die feit dat ek en jy daarna gaan kyk ons nou na jou Nuwe Testament. So as jy jou Nuwe Testament op jou inhoudsopgawe het, jou eerste 4 boeke van die Nuwe Testament is jou evangelieboeke. So Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Hulle vertel ons al 4 die storie van Jesus. Die eerste 3 noem ons die sinoptiese evangelies, bloot net omdat hulle is basies dieselfde storie, en Johannes het 'n bietjie 'n ander twist op hom. Na dit volg ons een geskiedenisboek. Dis die boek Handelinge. So hy vat vir ons, Jesus het geleef, na Jesus hoe die kerk ontwikkel het, en na die boek Handelinge volg al Paulus se briewe. Soos jy wonder wat se briewe het Paulus geskryf vanaf Handelinge, lees ons Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus en Filemon. Dis basies die briewe wat hy almal skryf, en is geskryf either aan kerke of aan persone. As 'n mens veral verwys nou na Titus en Timoteus en Filemon, dan het jy algemene briewe wat geskryf is aan either persone of aan kerke, maar dis nie deur Paulus geskryf nie. So, Hebreërs, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas. En dan het ons profesieboek, Openbaring, wat ons hierdie week gaan begin bespreek met ons Bybelstudies. So dis die idee. Ek en jy gaan, en ons gaan kyk nou na hierdie ding, en kronologies maak alles nie altyd vir ons sin. En so nou moet jy try deur hierdie goedes worstel, en omdat jy nie regtig deur worstel nie, preach jy hier op ernstig in Prediker, jy lees dit, jy raak so depressief, jy wil jou polse afkou en jy klap die Bybel toe en wil jy nie meer verder lees nie. Dis die idee, kronologies. Boonbehalwe dit, sit ons met 'n krisis van kultuur. Maar nou moet ek en jy onsself herinner dat wanneer hierdie boeke geskryf word dit geskryf aan 'n spesifieke groep mense in 'n spesifieke tydperk. Wat beteken ek en jy met die kultuur verstaan waarin dit geskryf is. Nou as jy nie tyd gaan maak om hierdie goedes te gaan navors nie, dan lees jy jou boek in Johannes of jy lees ernstig in Spreuke en jy lees dit net asof dit daar staan en asof dit vir jou beteken. En dan sê dit soos maar hierdie maak nie sin nie, want dis nie in ons kultuur nie. So nou moet ons die kultuur gaan verstaan, en boonbehalwe die feit dat ons nie net kronologiese volgorde mis nie en ook dat ons kultuur mis nie, besef ons ook daar is 'n taalgap. Die Ou Testament was geskryf primêr in Hebreëus, en gedeelte van dit is in Aramees. Die tweede gedeelte, die Nuwe Testament, is geskryf in Grieks en Aramees. En so nou sit jy nou met 'n vertalingsissue en nou sit jy met Jean wat elke nou en dan Griekse woorde ingooi, want wat beteken dit? Niemand van ons verstaan Grieks nie. En so dit nou sê ek vir jou, lees net jou Bybel. Is lekker om Bybel te lees. En dis ons probleem is, ons sit met al hierdie goeders, maar ek en jy moet verstaan dat die doel van die Bybel, vandat hy geskryf is vir mense om saam te sit en te gesels oor hierdie goeders. Was altyd supposed om te wees, dat daar was iemand gewees wat lees die skrif, en dan moet ons saam sit en ons moet gesels, en ons vra onsself vra, en daar word vrae gevra, soos hoekom was daar 10 plaae gewees? Hoekom het die Here 10 plaae uitgestuur? Hoekom het die Here die Israeliete deur die woestyn gevat? Hoekom was daar 400 jaar wat plaasgevind het tussen Genesis en Exodus? Hoekom is daar 400 jaar wat plaasvind tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament? Ons vra die vraag, en die oomblik wanneer ek en jy vra, en jy begin worstel met idees, dan begin jy soek, en jy begin grou. En jy kom op een van 2 plekke uit. Jy kom op een kant uit waar jou geloof sterker en jou wete in die woord dieper gaan, of op 'n punt wanneer die vraag wat jy kry net nie goed genoeg is nie, en jou geloof word swakker. En so dis ons krisis. Ons leef in 'n tydperk waar die woord eintlik so ongelooflik baie beteken, maar ons gou net nie deur dit nie. Nou kom ons aan die ander kant en ons sit en sê, ek weet nie. So, al wat ek voor die Here gaan staan is, ek het dit nie verstaan, Here, sorry. Maar die groot ding is, dit bly my en jou verantwoordelikheid.
En ek kom agter dat die oomblik wanneer ouers die woord aan hulle kinders probeer verduidelik, dan kom 'n mens agter hoe min jy regtig weet van die woord. Is dit nie? Dan skielik wanneer hulle hierdie hoekom vra en jy besef jy het nie die antwoorde vir hierdie hoekom vra nie, dan begin ons agterkom, maar hoe oppervlakkig is ons kennis van die woord. Nou wanneer ek en jy 'n diens het soos vandag, vanoggend se diens is suppose om net een bron te wees van inligting vir my en vir jou. En die rede dat ek dink die Bybel is so ongelooflik belangrik, is hoekom ons vers vir vers deurgaan, dat ons gaan kyk na die taal, en ons gaan kyk na die kultuur, en ons gaan verstaan hoekom het Paulus geskryf wat hy geskryf het. En dalk journey jy saam met my vir die volgende 40 jaar, en ons het die voorreg om deur die hele Bybel te gaan, op so 'n manier. Maar vir wat dit werd is, ons het nodig om tyd te spandeer, en vir die volgende 40 jaar vra ons die vraag, hoekom? Hoekom het hierdie goed gebeur? Hoekom sê dit hierdie? Hoekom sê dit hierdie? Hoekom? En wat kan ek vat en deel maak van my lewe? En dis wat ek en jy moet verstaan wanneer ek en jy die woord oopmaak. En so toe ek en jy laasweek het ons 'n gedeelte gedoen in Romeine 3. En hierdie gedeelte het gegaan vir ons oor die beginsel van regverdiging. En as ek en jy kan jou lewe lank leef sonder om die idee te hê waaroor gaan regverdiging, of nooit te worry oor regverdiging nie, maar jou geloof en wie hy is en wat Jesus vir jou gedoen het, sal eers verdiep as jy die beginsel van regverdiging verstaan, snap en deel maak van jou lewe. En so as jy dit gemis het, gaan kyk. Ons het nie tyd en energie om al daai goedetjies te gaan weer deurgaan nie, maar daar's 'n paar beginsels wat ek weer wil hê ons moet nog gaan kyk. Nou so maak jy Bybel oop, Romeine 3, en ons begin met 'n gedeelte wat recap van laasweek af. Want onthou, ons kan nie net 'n paar verse vat om isoleer vanuit sy konteks uit en dink dat hy gaan sin maak nie. So grootendeels, ons weet wat het Paulus gedoen tot op hierdie punt toe. Hy het die mense gegroet in die begin, dan het hy vir ons gesê hoe sleg is ons, hoe useless is ons in ons wese. Niemand van ons kan sê ons is goed genoeg om by God se standaard uit te kom nie. Niemand van ons is goed genoeg nie. En teen die tyd wanneer ek en jy dan oopmaak by Romeine 3 vers 22, begin die goeie nuus. En hy sê, vers 22, God spreek ons vry deur geloof in Christus Jesus. En dit geld sonder onderskeid vir almal wat glo. Ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van die ere wat hom toekom. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons kant af. Want God het hom gestuur as 'n offer wat deur sy sterwe versoening bewerk vir almal wat glo. Basically wat gebeur. God sê, ek stuur vir Jesus, en die funksie wat Jesus kom verrig het, is hy het versoening kom bewerk vir elkeen wat glo. Versoening, as ek en jy versoening wil definieer, dan praat ons van pa en seun wat fight, en pa en seun is konstant besig om te fight, maar seun is nou al uit die huis uit. En so nou iewers te wip hy homself in 'n krul, hy klim op 'n vliegtuig en hy gaan Amerika toe, want daar werk hy vir 'n boer en hy maak baie geld, en hy bly weg vir 'n jaar. En teen die tyd wat hy terugkom, as hy terugkom en hy gaan sit saam met sy pa, en hy en sy pa praat oor die issue en sorteer dit uit, dan is daar versoening wat plaasgevind het. Versoening beteken 'n herstel van verhouding. So Jesus het gekom om versoening te bring. Dis 'n herstel van verhouding tussen jou en tussen God. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het versoening kom doen. So as ek en jy nou gaan kyk daarna, dan kyk ons eers wat is ons krisis. Kyk na vers 23. Vers 23 sê, ons het almal immers gesondig. Ons het almal God beroof van die eer wat hom toekom. Dis ons krisis. Ons het God beroof van die eer wat hom toekom. So, dink nou 'n bietjie aan die verlore seun. Daai in Lukas 15 praat hy van die verlore seun. Hy praat eintlik van hierdie seun wat na sy pa toe gaan. En sê, pa, jy's nice, ek like jou, maar een ding wat cooler as jy is die geld wat jy my gaan los as jy doodgaan. So basies wat ek wil hê jy moet doen, is gee vir my so lank nou daai geld, want pa gaan, ek dink, so oud soos biltong word, en dan gaan daar niks meer oor wees vir my nie.
So gee vir my nou my geld, wat ek dit nou kan blaas, want ek is nou jonk, en ek is nou lewendig, en voordat ek ook doodgaan, soek ek daai geld. Dis basies wat hy vir sy pa sê. So gee vir my erfporsie nou. Nou dis wat ek en jy sal klassifiseer as om iemand van die eer te beroof wat hulle toekom. Dis wat ek en jy doen teenoor God. Dis om iets teenoor hom te doen wat maak dat daar afstand is tussen ons. Nou weet ons dat hierdie seun vat die geld en hy gaan blaas dit. Maar niemand het hom geleer om te budget nie. Niemand het hom geleer dat 'n ATM het 'n einde aan wanneer hy geld vir jou gee nie. Daar is 'n einde wanneer die bank vir jou sê, dis nou klaar. Nou is dit klaar, nou moet jy vir my teruggee. Dis nou wat gebeur. Nou sit hy in 'n situasie en hy het alles nou gespandeer, alles geblaas en nou kom daar 'n hongersnood. Hy het nie voorsien vir die hongersnood nie. En nou kom hy op 'n stadium en hy sit, hy voer varke. En selfs die varke se pele lyk vir hom lekker. Dat hy so honger is dat varkkos vir hom lekker lyk. En vir 'n oomblik besef hy kom tot sy sinne. En hy besef my pa se diensknegte word beter hanteer as hierdie. En wat doen hy? Hy sê op daai oomblik hy gaan teruggaan. Hy gaan teruggaan en hy gaan vir sy pa sê, pa, teenoor u het ek gesondig, ek is jammer, ek sal kom werk soos 'n dienskneg. Vat my in soos 'n dienskneg, ek sal kom werk vir my kos. Wat gebeur? Terwyl hy aangestap kom, sien sy pa hom. Sy pa hardloop na hom toe. En hy omhels hom en hy soen hom. Versoening vind plaas. Dis wat plaasvind hierso, versoening, hierdie herstel van, en voordat hy kan sê dat ek sal werk vir dit, ek sal werk om weer terug te kom, herstel sy pa vir my, hy gee vir hom 4 goed. Nou ons gaan nie vandag praat oor die verlore seun nie, en dan kan ek details praat oor dit, maar hy gee vir hom 'n mantel, hy gee vir hom 'n ring, hy gee vir hom sandale en die vetgemaakte kalf wat geslag word. En wat in hierdie 4 beginsels getel word, is hy herstel hierdie jong man weer presies soos 'n seun in sy eie huis. Hy herstel hom in sy posisie. Hierdie seun het weggegaan, hy het sy pa oneer aan hom gedoen, hy het alles gevat en hy het weggegaan en hy het sy pa verklaar asof sy pa dood is. Maar toe hy terugkom, toe omhels hy hom en hy maak hom seun van die huis. Dis wat plaasvind. Dis wat die verlore seun se essens vir my en vir jou gaan beteken. En so dis hoekom as ek en jy lees vers 2 of Romeine 3 vers 23, ons het immers almal gesondig en ons het God beroof van die eer wat hom toekom, vers 24. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons kant af. Wat beteken, jy het nie nodig om terug te kom as 'n slaaf en te werk vir jou redding nie. Dit beteken God verklaar jou kind en jy het nie nodig om te werk daarvoor nie. Dis wat vers 24 vir my en vir jou sê. Dis deel van hierdie goeie nuus. So met ander woorde, nou ewe skielik besef ons dat wanneer hy nou hierdie ding vir ons sê in vers 25, gaan sê hy, want God het deur Jesus as 'n offer wat deur sy sterwe versoening bewerk het vir almal wat glo. Hy kom herstel bring vir my en vir jou. Dis die goeie nuus. Dis hoekom ek en jy praat van die goeie nuus. In jou gemors, as kind wat leef soos jy lus het, in die gemors, in die varkhok, sit ek en jy in sonde. En dan kom God, as jy kies om te glo, kies om na God toe te draai, dan verklaar hy jou as kind. Hy haal jou uit, maak jou skoon, hy reinig jou en hy verklaar jou as seun. Dis sy hart, dis wat hy doen vir my en vir jou. En so dan sê hy hierso in vers 26, gaan sê hy, op hierdie manier blyk dit dat God nie net regverdig is nie, maar terselfdertyd ook elkeen regverdig verklaar wat in Jesus glo. En laasweek praat ons oor hierdie woord regverdiging, en ek sit weer die definisie vir op die skerm. Regverdiging beteken, dis iemand wat leef in ooreenstemming met die wet. Wat beteken, hy verklaar jou as iemand wat nie sonde doen nie. Hy kyk vir my en vir jou,
as sondaars, as kriminele, en hy verklaar ons kind van hom, wat leef volgens sy standaard. Dis regverdiging, dis wat plaas en dis so ongelooflik mooi hierdie gedeelte is. En so nou wanneer ek en jy gaan kyk na vers 27, nou begin hy vir ons, en ek lees ons sommer deur tot by vers 31 toe. Hy sê, kan ons dus daarop beroem, dat ons enige iets gedoen het om die vryspraak te verdien? Dis heeltemal buite die kwessie, want ons vryspraak berus nie op ons goeie dade nie, maar op ons geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat mense vrygespreek word deurdat hulle glo en nie deur wetsgehoorsaming nie. Per slot van sake is God nie net 'n God van die Jode nie, maar ook van nie-Jode. Dit is net een God en daar is net een manier om vryspraak te ontvang. Hy spreek mense vry net deurdat hulle glo. En dit geld vir Jode sowel as nie-Jode. As ons geloof beklemtoon, beteken dit dan dat ons die wet tersyde stel? Natuurlik nie. In werklikheid laat ons die wet juis tot sy reg kom. Nou, ek wil gou hê, vat gou jou oog, fokus gou vir my op vers 20 en op vers 26. Ons gaan hierdie twee teen mekaar as 'n kontras optrek. Romeine 3 vers 20, hy sê, daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor God geregverdig word nie. So wat vers 20 vir ons sê, is geen persoon deur die wet te onderhou, gaan regverdig kan word nie. Punt. Die wet gaan jou nie regverdig maak nie. Vers 26, die einde van vers 26, maar terselfdertyd ook elkeen regverdig verklaar wat in Jesus glo. So as jy twee te mekaar optel, dan sien jy vers 20 sê, die wet gaan jou nie regverdig verklaar nie, wat jou wel gaan regverdig, vers 26, is deur te glo. Wet en glo. En as gevolg van hierdie moet ek en jy nou begin vir ons 'n definisie nou gaan create, en vir ons net gou eers net 'n paar goedes net vasmaak. As ek en jy praat van die wet waarvan hy praat, nou baie keer dan sal ek vir jou sê, as ek en jy verwys na die wet toe, ons ken die 10 gebooie, maar hierdie 10 gebooie is eintlik 613 wette. En ons kan hulle groepeer basies in 3 kategorieë. Ek sit hulle vir jou op die skerm. Die ene is morele wette. Nou grootendeels wat jy sal sien as hy vir jou sou sê, hier praat dit oor wie God se karakter is en wat ek en jy moet doen. So om te sê jy moet die Here God alleen eer, jy mag geen wat beelde maak van God nie, jy mag nie iemand doodmaak nie, jy mag nie steel nie. Hierdie goeie sal inpas in morele wette in. Wanneer ons praat van seremoniele wette, nou praat ons hierso van goeders wat aanbidding vasvang. Hoe moet aanbidding lyk? Hoe moet die offersisteem lyk? Hierin sou ook die eetwette kom, wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie. Dit sal alles onder jou seremoniele wette val, en dan het jy jou burgerlike wette. Burgerlike wette is basies die wette wat medemense met mekaar onderhou. So hoe hanteer ek en jy mekaar? En binne in hierdie 3 kategorieë sit ons basies met 613 wette wat vereis word deur mense. Nou kom hy hierso en onthou vers 20, Romeine 3 vers 20 sê, deur hierdie wette te onderhou, gaan jou nie 'n regverdige persoon maak nie. Wat jou wel 'n regverdige persoon gaan maak, is deur te glo in Jesus. Dis wat gaan gebeur. Nou sit ons met 'n krisis. Want soos enige ander plek, is daar nou mense wat begin stry. Want ons hou van stry. Is lekker. Stry is lekker. En so nou begin ons, en jy sit basies met die Jood, en die Jood kom en hy kyk daarna en hy sê, ek wat 'n Jood is, volg 613 wette. En die doel hoekom ek hierdie 613 wette gaan volhou, is om te sê, Here, ek is dan getrou aan U. Beteken ek is gehoorsaam aan U. En vir 'n Jood kyk hierna, hy volg hierdie goeders en hy glo dat hy is regverdig. Maar nou kom daar iemand anderste met die naam Paulus en hy sê, nee, hierdie goed gaan jou nie baat nie. Jy moet glo in Jesus. En nou sit ons met 'n krisis. Laasweek het ek vir jou verskriklike Engelse woorde geleer. Vandag gaan ek weer een verskriklike Engelse woord lees, want die ander woord gaan jy semi ken, en ek kan hom semi vertaal,
maar die tweede een kan ek weer nie vertaal nie. So kom ons stiek by die Engels. So ek sit weer 2 woorde vir julle op. Die eerste ene is legalism. Nou, legalism, as ons hom vertaal, kan hy wees, ek kan nooit uitfigure, is dit wettisme of wettisisme? Is pretty much iemand wat glo en volg agter die wet aan. Dis wat 'n Jood sal doen, is ek volg dat die wette, solank ek die wette gehoorsaam, sal alles goed gaan met my. En aan die ander kant, en hierdie is die woord wat ek nie kan vertaal vir jou na Afrikaans toe nie, is antinomianism. Antinomianism beteken iemand wat sê, maar ek het nou glad nie meer die wette nodig nie. Nou die probleem van beide hierdie perspektiewe is, en ek gaan hulle nou maar noem, en as jy nou nog nie was nie, hierdie is Bob. Nou Bob is ons pendulum. Nou as jy gewonder het hoekom noem ons hom Bob, dis sy offisiële naam. Die gewig van 'n pendulum is 'n Bob. En so nou sit ons basies met hierdie proses. So aan die een kant, as ek en jy sê aan die een kant vat ons legalism, of wettisme of wettisisme, en aan die ander kant sit jy met mense wat sê nee, ons hoef glad nie die wet te onderhou nie, dit gaan net op grond van geloof. En onthou, dis wat Paulus nou gesê het. Nou sit ons met 'n krisis. So die een groep mense sê die ander groep mense sê daai, maar dit is wette, en die ander sê nee, dis geloof, en hierdie ouens sê dis wette, en op die einde van die dag weet Bob nie meer lekker wat om te doen nie. Maar nou moet ek en jy vir onsself gaan vra, wat gaan Romeine 3 vers 27 tot 31 vir my en vir jou leer, en wat gaan Paulus vir ons reg deur die res van sy boek leer rakende hierdie 2 spesifieke goeters. Nou as ek en jy wil legalism gaan definieer, gaan kyk ek en jy basies na Matteus 5 vers 17. Matteus 5 vers 17 is vir die ou wat vandag nog vir ouens sal sê, as jy 'n Christen wil wees, moet jy kerk toe gaan, jy moet bid, jy moet jou Bybel lees, jy moet seker maak dat jy ophou vloek, jy mag nie so baie stout wees nie, jy moet seker maak jy steel nie, jy vloek nie, en as jy enige van hierdie goeders doen, stouter. Dis wat gebeur. Ons het dit, ons party ouens wat hulle hele lewe lank actually baseer nie net op goeie goed doen nie, maar om die fisiese wette te gaan onderhou, soos wat die woord dit vir ons uit te stel, om te sê, as ek Jesus wil tevrede stel, moet ek hierdie wette gehoorsaam en deel maak van my lewe. En hierdie noem ons legalism, en is hoofsaaklik, jy het baie verse wat hulle gaan gebruik uit die Bybel uit, maar hulle primêre vers waarvan hulle baie van hou om te gebruik, dis die eerste vers wat hulle altyd sal gebruik, is Matteus 5, en ons begin om vers 17, en hy lees as volg, en hier is Jesus wat besig is om te praat, en hy sê, julle moenie vir die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet of die profete te trek nie. Ek het gekom om die ware bedoeling van God se wet te laat uitkom. Ek verseker julle, al sou die hemel en aarde ophou bestaan, sal die wet definitief in sy fynste detail geldig bly, totdat God se bedoeling daarmee bereik is. As jy dus die kleinste van God se opdragte op sy sou skuif en ander leer om dit ook te doen, sal jy die kleinste wees in God se koninkryk. Maar as jy God se wet tot in sy kleinste detail respekteer en gehoorsaam, sal jy groot wees in sy koninkryk. Wat ek vir julle sê, is as julle nie die skrifkenners en die fariseërs oortref in hoe julle God se wil uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word in sy koninkryk. Nou kom hy hierso en hy sê, Jesus sê, 613 wette, is nie net van, ek het nie gekom om hierdie wette weg te vat nie, die wette sal in plek wees en jy moet hierdie wette gehoorsaam, tot in sy fynste detail. Dis wat iemand wat in legalism is, sal sê, hulle vat hierdie skrif, hulle lees hierdie skrif, hulle interpreteer die skrif en hulle sê, dis basies wat gebeur. Ek en jy moet hierdie 613 wette onderhou. Ons moet dit doen. Vandag nog, ek en jy, en dis hoekom jy kry baie mense wat dit jy spesifiek doen, hulle leef 600, of dit is nie meer, al 613 wette is nie meer van toepassing nie, want baie goed is onder die tempel, die offersysteem is nie meer daar nie, is nie meer geldig nie, maar grootendeels die wette wat nog wel geldig is, dis ons plig om hierdie wette een vir een te onderhou. Dis deel van dit. Onder andere, jy mag nie vark eet nie, onder andere, ons Sabbatsdag is 'n Saterdag, onder andere, al hierdie ander klomp goeders wat deel word van ons manier van leef. Nou het jy aan die ander kant. Nou dis nou Bob. Dis nou as Bob aan die een kant is. Maar nou as Bob aan die ander kant is, staan jy nou met antinomianists. Nou dis nou ouens wat nou na Paulus se briewe gaan kyk en hulle sê, "Wow, wag, breek 'n bietjie.
Wag voordat ons moet verstaan, Jesus het gesê, Jesus het gesterf en Jesus het opgestaan en dinge lyk bietjie anders, want hier kom Paulus. En Paulus maak in Romeine 6, en ons gaan nou nog by Romeine 6 aankom, maar maak hom net gou vinnig oop. Romeine 6 vers 14 is natuurlik, hulle het baie verse wat hulle kan gebruik, maar 6 vers 14 is die een vers wat hulle baie van hou om te gebruik. En hierdie is, julle leef immers nie meer onder die verslawende mag van die wet nie, maar onder die bevrydende mag van genade. So nou sê iemand vir hulle, gaan kerk toe, lees jou Bybel, en sê, nee, dis wettisisme. Ek sal nie onder die wet leef nie, ek is onder genade. Nou sê hulle vir jou, jy moet bietjie bid, broer. Nee, ek is nie onder die wet nie, ek leef in genade. En so nou kom ons op 'n punt, wat jy iemand het, en al wat hy doen, is hy leef in genade. Ek hoef niks te doen nie, Jesus het alles vir my gedoen, en ek hoef nie een vinger verder te lig nie. En nou sit ons met 'n geveg. Wie is reg? Is dit die legalists aan hierdie kant? Is dit die antinomianists aan daai kant? Wat doen ons met die wet? Want onthou nou, wat het Paulus vir my en vir jou gesê? So as ek en jy gaan kyk na Romeine 3 vers 27, so terug na dit toe. Nou weet ons, die wet gehoorsaam, 613 wette. Nou het hy vir ons gesê, dat ons kan nie daarop enigstens ernstig iets doen nie. So as ons die wet gehoorsaam, dis dit iets wat ek doen. Ek werk vir my regverdiging. Dis soos hierdie verlore seun wat na sy pa toe gaan om te sê, ek sal werk vir terugkom in die huis in. Nou sê in vers 27, kan ons dus ons daarop beroem, dat ons enige iets gedoen het, om met die vryspraak te verdien. So met ander woorde, kan jy sê, yes, ek het my vryspraak verdien. Weet jy hoe het ek dit gedoen? Ek het 613 wette gehoorsaam. Dis hoekom, as ek voor die hemel staan, sê ek, Here, laat my in, want ek het 613 wette gehoorsaam. Dis basies wat gebeur. Ek het dit verdien. Dis basies wat jy doen met jou salaris. Ek hoop jy werk hard genoeg vir jou salaris. Dis nie jy sit heeldag op jou hande nie, maar die doel is, jy het 'n hele maand lank jouself afgesloof, jy het al jou deadlines bereik, jy het alles gedoen wat jy moes gedoen het, en dan as jy aan die einde van die maand by die baas staan en sê, geldjie, dan sê hy vir jou, hoekom? Dis nie 'n guns nie, hy gee jou nie 'n guns nie, hy gee vir jou dit wat jy verdien het. So, as ek en jy praat van die wet, en wat Paulus se perspektief is, dan sê hy, iemand wat 613 wette gehoorsaam, dink hulle verdien regverdiging. En dan sê hy nou, so kan ons enigiets doen, wat ons oorroem. So dis waarvan hy praat. Kan ons dus op enigiets beroem, om te sê dat ons hierdie vryspraak verdien. Dis heeltemal buite die kwessie, want ons vryspraak berus nie op ons goeie dade nie, maar op ons geloof. Met ander woorde, maak nie saak hoe oulik jy was, om 613 wette te kan deel maak van jou lewe nie. Niks van dit het vir jou getel nie. Nou klink dit vir my, asof hy lê na antinomianism toe. Hoor julle dit nou? Ok, so hier gaan ons. En sê, ons is immers daarvan oortuig, dat mense vrygespreek word, deurdat hulle glo, en nie deur wetsgehoorsaming nie. So met ander woorde, jy is vrygespraak op grond van jou geloof in Jesus. Per slot van sake, is God nie net 'n God van die Jode nie, maar ook die nie-Jode. Daar is net een God, en daar is net een manier om vryspraak te ontvang. Hy spreek mense vry net deurdat hulle glo, en dit geld vir Jode, sowel as nie-Jode. Dit beteken, maak nie saak of jy 'n Jood is, en of jy 'n welkomiet is. Wat is iemand wat in Audi glo? Oudeer, ek het so altyd so gelag, omdat ek uit die Oosrand uitkom, ek kom van Benoni uit, en dan het ons brakpanners, of ons dieretuin, so ons hulle geklassifiseer het, en dan vra ek altyd, as jy van Benoni afkom, is jy 'n Benonier, as jy van Kempton afkom, is jy Kempton Parker, as jy van Springs afkom, is jy 'n Shock. Dis 'n skokbreker, dis basies wat jy is. So, maak nie saak wie jy is nie, 'n Jood of 'n skokbreker, jy is basies vrygekoop op grond van jou geloof. Okay, en dan kom hy hierso in vers 31, want nou weet hy, daar's mense wat nou gaan dink hy lê nou na antinomianism toe. En nou vers 31 word nou vir ons die teenkant. En dis hoekom ons vers 31 lees. Hy sê, as ons die geloof beklemtoon,
Beteken dan dat ons die wet tersyde stel? Natuurlik nie. In werklikheid laat ons die wet juis tot sy reg kom. Nou, wanneer jy hierdie stelling maak, moet ek en jy nog eers verder gaan grou in Romeine en Galasiërs om regtig te verstaan wat hy bedoel met die wet wat tot sy volle reg gaan kom. Maar die basiese beginsel is dit. Die wet se doel, en hy gaan dit konstant vir jou sê, die doel van die wet was om vir my en vir jou bewus te maak hoeveel sonde in jou lewe is. Dit hou vir jou 'n spieël op. En wanneer jy kyk na 613 wette, dan besef jy, maar ek is nie goed genoeg nie. Onthou julle nou, ek het laas met julle gepraat oor Matteus 19, daai ryk jong man wat na Jesus toe gaan en sê, wat kan ek doen om die ewigheid te kry? En hy kyk na hierdie ou en hy sê, behou al die wette. Nou stap hy sê, hey, ek doen dit al van 'n kindtydperk af. Dan vat Jesus hom na nommer 1 toe. Jy moet die Here alleen eer, jy mag geen afgode by hom hê nie. En dan kom hy en hy sê, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes en kom volg my. So die wet word 'n spieël. As jy die wet in sy volheid gaan kyk en word dit 'n spieël en jy besef jy, ek het te veel, ek wil nie weggee nie. Hierdie is 'n idol, hierdie is 'n beeld in my lewe wat groter is as God. Dis die doel van die wet. Die wet se doel was dat ek en jy moet besef, ons is nie goed genoeg nie. En as ek en jy besef wat die doel van die wet is, dan sê hy geloof bring nou die waarheid uit van hierdie. Maar nou begin ons onsself die vraag vra, so wat maak ek en jy dan met die wet? Kom ons dink net aan die 10 gebooie. Nou praat ons en ons sê dat as ek en jy dink dat ons nie meer die wet hoef te gehoorsaam nie. Ons hoef nie meer vat die 10 gebooie en gaan gooi dit in die asblik. Gaan maak mense dood, gaan steel soveel as jy lus het, want geloof in Jesus en sy genade is al wat jy nodig het. Dink julle dis die waarheid? Dink julle God het skielik nie meer heilig geword nie? God is skielik nie meer heilig nie? Dink julle skielik dat God is okay met moord pleeg? Dink julle skielik is God okay met steel? Dink julle dis wat plaasvind? Daar's nie manier nie. So wat is dan die proses? Nou weet ons wat hierna volg. Regverdiging is wat ons laas week oor gepraat het, is om te leef in ooreenstemming met die wet. Dis God verklaar jou as regverdig. Maar nou gaan ons binne die volgende paar hoofstukke gaan ons iets leer wat heeltemal nog by hierdie gaan bykom. En nou praat ons van die proses van heiligmaking. Engels, regverdiging is justification. In Engels is die woord van heiligmaking sanctification. En sanctification leer vir ons, nou dat ek geloof het, nou dat ek Jesus volg, wat doen ek met die 10 gebooie? En die groot ding is, want ons weet God gooi dit nie net in die asblik nie. Maar die een ding wat ek en jy wel moet vashou, voordat ons daarby uitkom, voordat ons die volle prentjie kry van wat beteken sanctification of heiligmaking, moet ek en jy onsself net gou een ding herinner. Hierdie geloof waarvan hy konstant besig is om te praat. Hierdie geloof is nie net ek sit in 'n kerk, hulle sê wie ken nie die Here nie, ek steek my hand op, ek doen 'n gebedjie en nou is ek okay nie. Hierdie geloof waarvan ons praat is 'n lewe veranderende geloof. Dink aan die verlore seun. Hierdie verlore seun kom op 'n punt. Hy kyk na hierdie varkpele en hy besef in sy wese, hierdie is nie waar ek wil wees nie. Ek gaan vir my pa sê, ek het gesondig teenoor hom. En ek sal werk, ek sal doen wat ook al ek moet om terug te kom. Dis sy hartsmotief. Ek het gesondig. En toe hy daai hartsbesef gehad, voordat hy sy mond oopgemaak het, was hy herstel. As ek en jy gaan kyk na Lukas 18, op 'n stadium gebruik Jesus die voorbeeld van die fariseer wat aan die een kant staan en bid en aan die ander kant 'n tollenaar, die ou wat vir SARS werk, staan aan die ander kant en hierdie ou is besig om te bid. Die ene ou, die fariseer, hy praat van ag Here, dankie dat ek nie so erg is soos hierdie sondaars nie. Wat doen hierdie tollenaar? Hy sit en hy slaan sy hand op sy bors, hy kan nie eens opkyk boontoe nie. Hy sê Here, vergewe my. Ek is 'n sondaar. Toe Dawid sy fout gemaak het met Batseba, dan lees ons Psalm 51 en hy sê Here, teenoor U en U alleen het ek gesondig. Want hier is die ding van geloof. As ek sê my geloof is in Jesus, daai geloof
is 'n opregte besef waar ek is. Besef dat ek is 'n sondaar. Besef dat Romeine 1 vers 18 regdeur tot by Romeine 1 vers 18 of 3 vers 18. Al daai verse tel vir my. Al daai verse is basies ek wat daarin beskryf word. En so omdat ek besef ek is die een wat by die varkhok sit en kyk vir daai pele, sê ek, Here, teenoor U en U alleen het ek gesondig. En so nou gebeur twee goed. Ek berou en ek bely. Berou is ek voel jammer, Here, in my wese is ek so jammer. En dan spreek ek dit. Ek bely, Here, teenoor U en U alleen het ek gesondig. En daai is geloof. Daai is die oomblik wanneer ek my hele lewe oriënteer na God toe. En dis daai oomblik wanneer ek en jy regverdig verklaar word voor God. Dis die gedeelte van die goeie nuus. Maar dit stop nie daar nie, want ons moet verstaan, hierdie is die lering van regverdiging. Dis as ek en jy regverdiging wil vasmaak. Maar regverdiging is net een helfte van die goeie nuus. Die goeie nuus kom eers, die res van dit kom eers in Romeine 5 en Romeine 6. So daar gaan ons daaroor praat. Maar vir nou, volgende week doen ons verder met geloof. So kom ons sluit die oë. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd te maak en te kan besef, Here, dat ons het 'n rol wat speel in terme van die wet. En Here, ons sien hier 'n worsteling wat plaasvind en moontlik hoor daarvan die mense hierdie storie en hulle dink dat omdat ons regverdig verklaar is, Here, kan ons net doen wat ons wil want dit is mos net geloof. Here, ons weet dis nie wat die skrif sê nie. Ons weet, Here, dat baie keer lees ons dit nie raak nie, want die skrif is baie keer vir ons weggesteek of ons verstaan dit nie altyd lekker nie. Maar Here, mag ons weet dat die woord vereis nie dat ons net kan leef soos ons lus is nie. Here, dat ons konstant berou en bely. Maar aan die ander kant besef, Here, ons hoef nie te werk om kind van U te wees nie. U verklaar my as kind, voordat ek my mond oopmaak om te sê dat ek bereid is om te werk vir hierdie. Gee U dit vir my gratis. Gee dit vir my op grond van my geloof. Skenk U genade vir my. En Here, ek wil bid dat hierdie woord ons gedagtes sal transformeer. En soos wat ons bietjie gaan explore oor geloof in Romeine 4, bid ek, Here, dat hierdie geloof sal vasgemaak word in ons harte. Dat ons kan beleef wat is die proses van heiligmaking wat ons voorlê. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.